'n heerlike woensdagoggend en ek vertrou dat jy 'n goeie nagrus agter die rug het. Soos gewoonlik op 'n woensdagoggend is Franswa by ons manne Bybelstudie, so dis my kans om sommer vir jou dan die woord te bring so in die oggend. En dis lekker om almal te sien. Hallo Leonie, Larindi, Kathy, Leona, Elmarie, Gerard, Koos. Koos, ek dink jy word vanoggend daar gemis, maar ek weet dat jy die fort hou in George en dat jy in George ook sommer net die Here se seën beleef. Ons is vanoggend hier by mekaar en ons gesels. Hallo Leonie uit Veldrif uit. Leonie is in Veldrif. Ons is vanoggend trek ons op 'n nuwe gedeelte waar ons praat van om aanpassings om by God om as God by ons of as ons by God aansluit, dan verg dit groot aanpassings. En jy sal dalk onthou die verloop van die dinge wat ons nou al bespreek het. As ek dit net so kan opsom, oor die afgelope tyd het ons gesê, dit begin alles by verhouding met God. So, om by God uit te kom en God te leer ken en saam met Jesus te lewe is die middelpunt en die belangrikste, dis eintlik al waarop ons fokus, is verhouding met God. Maar verhouding met God lei tot ontmoetings met God ook. En dan beleef ons God en hy openbaar homself aan ons. En as jy op 'n plek is waar jy sê, Here, ek wil vir u werk, ek wil hê dat ek wil u ken en beleef en ek wil hê dat u deur my moet werk, dan is die manier hoe jy dit doen, is jy kyk, waar is God besig, waar kan jy God sien rondom jou, en as jy God sien wat besig is om te werk, dan is dit eintlik 'n belewenis van God, en dis vir jou 'n geleentheid om daarbey aan te sluit. Maar wanneer ons aansluit by hierdie geleenthede waar ons God sien werk, dan lei dit dikwels tot 'n geloofskrisis, dat ons moet besluit, maar watter kant toe gaan ek nou gaan? Gaan ek kies om op geloof te staan, of gaan ek kies om weg te stap daarvan af? En voordat ons dan God kan gehoorsaam in hierdie oomblikke, gaan dit eers van ons aanpassings verg. Dit gaan ons dalk vra om anders te dink, om anders op te tree, en die Bybel is vol van voorbeelde hiervan. As ek nou net dink aan 'n ou soos Noag. Noag het God beleef, en God vra vir hom om 'n ark te bou, en dit vra om, hy kan nie net aangaan met sy lewe nie, dit vra vir hom 'n 180 grade draai in sy lewe. Abraham kon nie bly waar hy is nie, hy moes wegtrek uit alles uit, wat vir hom bekend was. Moses kon nie daar by die farao bly en in sy gemak bly nie. Hy moes totaal wegtrek en uittrek, en hy het eers in die woestyn gaan bly, en jy ken Moses se verhaal, en so kan ek aangaan, Dawid en Jona en Petrus en Matteus wat nie meer tollenaar kon wees nie, maar moes skuif, Saulus wat nie meer op dieselfde plek kon aangaan nie, sy naam het tot verander, so Simon se naam verander het, hy het verander na Paulus toe, Simon het verander na Petrus toe, dis wat hy moes doen. En ek het vanoggend 2 verhale vir ons saamgebring wat ons kan lees uit die Bybel uit, waar ons sien hoe mense so aanpassings gemaak het. En die eerste is dalk 'n minder bekende verhaal vir jou. Dit kom uit 1 Konings 19 uit en is die verhaal van Elisa. Nou Elisa was Elia se opvolger. Jy onthou dalk dat ons, is dit vroeër hierdie jaar of was dit verlede jaar, ek kan nie eers onthou nie, 'n reeks gedoen het oor Elia se lewe. En dan sien ons hoe Elia vir Elisa roep as sy opvolger, en hierdie is vir hom 'n ontmoeting met God. Kyk wat gebeur daar in 1 Konings 19. Elia het van daar af vertrek en Elisa seun van Safat teëgekom waar hy besig was om met 12 spanne van 2 osse elk 'n landery te ploeg. Hy was besig om met die 12de span te ploeg. Elia het na hom toe geloop en sy mantel oor sy skouers gegooi. Elisa het die osse net so Elia was die groot profeet gewees, en dit was 'n manier gewees om te sê, jy is my opvolger, jy is die een vir wie ek my mantel gaan gee. Elisa het die osse net daar laat staan en agter Elia aangehardloop. Hy sê vir hom, laat ek tog net my pa en my ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom, gaan maar, ek staan nie in jou pad nie. Elisa het teruggegaan en 2 osse geslag. Hy het die jukke opgekap vir brandhout en die vleis gebraai. Hy het die vleis gegee aan die ander wat saam met hom geploeg het en hulle het geëet. Daarna het hy saam met Elia gegaan
en sy volgeling geword. So Elisa sê soveel dat hy bereid is om hierdie lewe agter te laat, dat hy sy plaasimplemente, hy was 'n boer gewees, sy plaasimplemente kap hy op, hy braai sy osse waarmee hy geploeg het, hy deel dit uit en hy sê hierdie lewe is nou verby, ek hou vir een laaste fees saam met julle, want ek gaan nou saam met Elia gaan, en sy hele lewe verander. 'n ander gedeelte wat ons, God vra vir ons aanpassings, nee, as hy ons roep, vra hy vir ons aanpassings, en die beginplek daarvan is 'n lewe wat ons leef, wat oorgegee is aan God. 'n Lewe waar ons sê, Here, U kan doen met en in my lewe net wat U wil. Ons verwys baie keer daarna na 'n lewe van oorgawe of 'n lewe van surrender, om uit te gaan en om dinge te doen vir God en om geroep te wees, begin by 'n lewe wees wat totaal en al vir God oorgegee is, waar ons sê, Here, U kan doen in my lewe wat U wil. En die Here doen dan verrassende dinge. Dalk vra die Here vir ons om te trek na 'n nuwe plek toe. Ek dink nou aan Liana wat hier ingeskakel is, wat onlangs getrek het na 'n nuwe plek toe. Dalk vra die Here vir ons om te trek na 'n nuwe plek toe. Dalk vra die Here vir ons om aan te pas dit wat ons glo die waarheid is, om in oorgawe met hom te leef tot dit. As ek vir jou een van die mooiste voorbeelde daarvan kan lees, en ons vind dit in Handelinge 10, dan is dit die verhaal van Petrus en Cornelius. Nou, Cornelius was 'n man gewees wat as 'n heiden bestempel was. Hy kon nie 'n Jood wees nie, want sy stamboek was verkeerd gewees. En so het Cornelius tog, het hy hierdie voorliefde van gehad vir God, en hy het gedurig gebid tot God, en hy het goed gedoen aan ander, maar hy was nie gereken as 'n Jood nie. En eendag het God besluit, maar hier gaan die verandering begin plaasvind, dat die hele wêreld, God se plan was dat die hele wêreld in hom kon glo, nie net Jode nie. So God sê vir Cornelius, daar's iemand, sy naam is Petrus, en hy het 'n boodskap vir jou. En dan lees ons sy verhaal. Die volgende dag, Cornelius stuur toe om hierdie Petrus te gaan roep, wat God vir hom sê, jy moet vir Petrus roep. Die volgende dag, toe Cornelius se afvaardiging al naby die dorp was, het Petrus dags toe gegaan om te bid. Dit was teen 12:00 die middag, en hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle die ete klaar maak, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word en afkom grond toe. In die doek was allerhande diere, reptiele en voëls. 'n stem sê toe vir hom, staan op Petrus, slag en eet. Nooit nie, Here, het Petrus gesê, ek het nog nooit iets wat onrein is geëet nie. Toe kom die stem weer, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur. Toe is die doek weer in die hemel opgetrek. Petrus was verbaas. Wat kon die gesig tog beteken? Juis op daardie stadium kry die mans wat deur Cornelius gestuur is die huis, en hulle staan by die voordeur. Hulle was op soek na die huis van Simon, en vra toe vir Simon met die noemnaam Petrus, daar 'n gas is. Terwyl Petrus nog wonder oor die gesig, het die Gees vir hom gesê, hier is die 3 mans wat jou soek. So God het hom aan Petrus geopenbaar. Petrus was in 'n geloofskrisis. Jy sien hierdie geloofskrisis, want Petrus sê, dit kan nie wees nie, Here, hierdie goed is onrein, ek kan dit nie eet nie. En nou vra dit vir hom 'n aanpassing. Kyk nou wat het verder gebeur. Gaan onder toe en moenie huiwer. So God het vir hom gesê, hier's die 3 mans wat jou soek, gaan onder toe en moenie huiwer om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het toe onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dis my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle het geantwoord, Cornelius, 'n Romeinse offisier oor 100 man het ons gestuur. Hy's 'n opregte man en een wat ontzag vir God het. En die hele Joodse volk het hoë agting vir hom. 'n Heilige engel het hom opdrag gegee om u na sy huis te laat haal en dat hy nou moet luister na wat hy sê. Petrus sê te vir hulle, julle weet dat ek 'n Jood is en dat ek nie met iemand van 'n ander volk mag kontak hê of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder beswaar gekom toe ek laat haal is.
ek vra nou waarom julle my laat haal het. So God het hom openbaar aan Kornelius, maar God openbaar hom aan Petrus, en dit is vir my so, toe wys God vir hom iets, en dit lei hom tot hierdie geloofskrisis, en hy moet toe sy lewe aanpas, want sy boksie, sy vorige verstaan het vir hom gesê, ek mag nie na onrein mense toe gaan nie, en mense wat heidene is onrein, ek mag nie onrein kos eet nie, en God daag al hierdie dinge uit, en vra van hom 'n aanpassing, en dan sien ons die uiteinde hiervan, toe Petrus klaar met Kornelius ontmoet het, waarlik, ek begryp nou, dat God nie sekere mense bo ander voortrek nie, in enige gevolg neem hy die mense aan, wat vir hom ontzag het, en doen wat reg is. En as ek dit lees, dan weet ek dat dit die begin is, vir my en vir jou, wat gelowiges kon word, dat dit die begin was van iets groots wat God gedoen het, maar dit het 'n aanpassing van Petrus gevra. En dan wil ek vir jou vra vanoggend, waar sien jy wat God aan die werk is? En watter aanpassing vra dit van jou om daarbey aan te sluit? Dalk van jou tyd, dalk van 'n sekere verstaan van dinge doen, dalk van goed wat jy nog altyd geglo het, wat jy kan van laat gaan, dalk oor die manier hoe jy dinge verstaan. Watter aanpassing vra dit van jou vandag, en is jy bereid om die aanpassing te maak? Ek bid vir jou 'n geseënde dag toe, en dat jy regtig God se stem in jou lewe sal beleef. Mag jy die oorvloed van God beleef vandag.